Jy besef duisternis bekruip ons. Jy besef dis lig teen duisternis. En dit is waar ons is op hierdie oomblik. Daarom is dit belangrik dat jy vanoggend gaan snap waaroor hierdie gaan. Ek het 'n woord van God vir hierdie gemeente. Dit gaan jou lewe verander, maar dit gaan 'n prys kos. Ek sê dit weer, julle weet, julle ken my. Ek gaan tone trap. En wat soek hulle daar? Jy moet dit hoor vanmôre. Want ek kan nie die woord van God afgewater predik nie. Ek weier. Spreek die suiwere woord van die Here, want dan kom die krag van die Here deur. En dis die punt, dis waaroor dit gaan. So ek gaan vanmôre met julle gesels oor goeie Afrikaanse woord, agreement. Nou ons gaan hom so 'n bietjie uitmekaar uittrek, want hier's 'n baie sterk boodskap vir elkeen van julle vanmôre. Ons almal ken 'n paar beginsels, want agreement sluit 'n klomp goed in. Die Afrikaans sukkel so 'n bietjie. Ons het so 'n paar verduidelikings, hoor gou mooi. Die eerste een wat ek oor praat is 'n vennootskap, 'n partnership. Wat is 'n vennootskap? 'n Vennootskap is 'n bindende kontrak tussen twee partye, is gewoonlik individue of entiteite, met uitklarings oor hulle rolle, hulle verantwoordelikhede, prosedures en winsdeling. Dis 'n partnership. Dis nou daai vennootskap wat ou kry. Dan is daar 'n tweede een wat mens kry, hulle noem dit allegiance. Nou as jy ooit Amerika toe gaan, en jy word 'n landsburger, dan is dit een van 'n eed wat jy sweer. You pledge allegiance to the flag. Dis baie interessant. Dit sê, pledging allegiance to a flag, it's a formal public promise of loyalty and devotion to a country, a leader, or a cause. It is a vow, a pledge of faithfulness. Dis allegiance. Daar's 'n derde ene wat sê daar's 'n verstandhouding tussen mense. Nou dis baie van toepassing op 'n huwelik. Een het die verstand, een het die houding. Huweliksbou is oor 2 weke, julle het gesien. Dit is hoe dit werk. Ongelukkig, weet jy, dis gewoonlik, ons switch die rolle, die hele tyd wat dit aanbetref. Maar dis 'n derde vorm van agreement of instemming. Dis 'n relationship of mutual trust and respect. Dis altyd 'n triekie een. Dan kry jy 'n vertrouensverhouding. Dan kry jy kom jy op die punt van 'n relationship of trust, 'n verhouding gegrond op wederwysige vertroue tussen die twee partye. Daar's 'n 5de ene wat sê 'n ooreenkoms. Nou 'n ooreenkoms is baie afgewater in Afrikaans. Die Engels sê 'n pact of 'n deal. Wat gebeur? Nou wat daar gebeur is it's a formal binding agreement, a treaty or a covenant between two or more people, groups or nations, often aimed at mutual benefits or cooperation. Jy's in 'n pact, in 'n deal, maar daar's iets vir jou ook. So ek en hierdie ou gaan ooreenkom oor 'n ding, maar hy skoor en ek skoor. Ek wil nie te veel, ek wil nie vanaand vooruitloop nie. Pastor Jackie gaan vanaand praat oor die eindtye en wat nou gebeur juis in die Midde-Ooste. Maar jy weet, jy kan nie met sekere ouens onderhandel nie. Want jy kan hulle nie vertrou nie. Verstaan? Hulle gaan een ding sê, maar hulle gaan 'n ander ding doen. So, hier's nie mutual interests nie. Hier's nie iets wat benefits vir al twee kante nie. Ouens kyk na hulle self. Dis ongelukkig deel van 'n pact. En dan die 5de een, of 6de een is covenant, 'n verbond. A formal, solemn and binding agreement, promise or contract between two or more parties. It often implies a deeply personal or relational commitment rather than just a legal transaction. So 5, 6 interessante goed wat jy alles kan omskryf onder agreement. Nou waar gaan hierdie pastoor? Bly by my. Waar en met wie gaan ons hierdie ooreenkomste en hierdie pacts en hierdie wat ons nou genoem het aan? Waar gebeur dit in 'n ou se lewe? Watter vlakke? Die meeste van die tyd is dit in die huwelik. Dan is dit by jou besigheid of jou werk, jou beroep.
dat die dag toe jy in diens geneem is daar 'n ooreenkoms. Daar's 'n kontrak. Julle weet mos hoe werk dit. By jou familie, wie van julle het julle familie gekies? Baie interessant. Jou vriendekring, kan jy jou vriende kies? Gelukkig, prys die Here. So jy kan jou vriende kies. Jy kan ook iemand baie vinnig invriend. Is mos so. Jy is nie meer my maatjie nie. Ek speel nou met daai ouetjies. Onthou jy nog op skool? Dis wat ons doen, maar dis 'n ooreenkoms. Dis 'n ooreenkoms wat ou het. Kollegas, verseker. Jy het 'n ooreenkoms met kollegas. Kerkmense, is daar ooreenkomste en agreements met kerkmense, verseker. Partykeer is dit onbewustelik. Partykeer is jy baie spyt. Maar weet jy wat? As jy met mense werk, gaan jy altyd teleurgestel word. Is ek reg? So kom sommer nou al daaroor. Niemand is perfek nie. Jy gaan teleurgestel word. Daar gaan ouetjies wees wat goed doen wat jy nie doen nie. Daar gaan ouetjies wees wat optree soos jy nie optree nie. Moet nou nie, hulle gooi met klippe nie. Onthou die Here is besig met almal. Ons almal het al so 'n sticker gehad. God is not finished with me yet. Onthou dit. Onthou dit. Dis belangrik. Dan in 'n sport, spanmaats, daar's 'n deal, daar's 'n agreement tussen die spanne. Jy moet weet waar pas jy in. Jy moet weet wat jou rol. Al die tipe van goed. So ons is van alle kante af vas in hierdie ooreenkomste en agreements en kontrakte en pacts en allegiances en al daai tipe van goed. Almal is vas somewhere met die tipe van goed. Maar nou is daar ook daai ooreenkoms met die duiwel en daar's 'n ooreenkoms met God. En daar's 'n derde een, maar gaan nou die derde een kom. If you have a pact with the devil, with evil, with this world, you react and you are rooted in temptation. Dis mos hoe die vyand werk. Met verleiding, met die dinge wat op jou pad bring. You are swapping eternal spiritual salvation for temporary material benefits. Jo, nou raak het stil in die plek. Hoor gou mooi, as jy in 'n verhouding staan met die duiwel, met die bose, verruil jy wat die Here vir jou gedoen het, redding, 'n ewigheid wat wag, vir 'n tydelike oplossing. Weet jy wat hoor ons baie? Want die Here vat te lank. Dis mense se verskoning, die Here vat te lank. En sê ek vir hulle, okay, as die duiwel nou vir jou antwoord, vertrou jy dit? Jawel, dis 'n antwoord, dis iets. Sê ek, okay, langtermyn? Want onthou, dis 'n stadige proses, maar op die einde kom ons by Johannes 10:10 uit. Slag, steel, verwoes. Dis al wat hy wil doen. Ek sê dit vir elke persoon wat met my sit in berading. Jy is dalk vanoggend hier om hierdie te hoor. Die duiwel haat jou met 'n passie. Hy kan nooit vergifnis kry nie. Hy is klaar geoordeel, veroordeel en gefonnis. So hy kan nie nou by die Vader kom en sê hy is jammer nie. Dan gaan die Vader vir hom sê, gaan weg. Gaan weg. Jy's 'n gruwel. Maar ek en jy kan vergifnis kry. Nou haat hy jou. En hy haat my. Want ek en jy kan kom by die Vader en ons is opreg en ons kan sê, Here, ek het aangejaag, vergewe my. Die Here doen dit. En die duiwel sê, hoekom hy, hoekom nie ek nie? So hy haat jou met 'n passie, jy moet dit weet. So dis Johannes 10:10, dis waar dit inkom. Jy sien, jy raak vasgevang, hoor mooi, jy raak vasgevang in die fynskrif van die onderbewusynskontrak wat jy met die duiwel teken. Dis 'n bindende kontrak in die geestesrealm. So jy raak vasgevang in die fynskrif. Dit gee vir jou 'n tydelike verligting. Net soos wat dwelms doen, net soos wat drank doen, net soos wat al daai goed doen. Ag, jy vergeet jou sorge. En môre is jy meer moedeloos. Dan is jy dieper in die gat. Want dis hoe die vyand werk. So jy's vasgevang in die fynskrif, maar die ewigheid is die eye-opener. Dan kom die realiteit. En ons besef dit nie altyd nie. Maar die woord van die Here is eintlik so cool. En
Hierdie skrif het ons almal al gebruik deur die jare en kyk gou wat sê. Amos 3:3. Do two walk together except they make an appointment or have agreed? Ons gebruik dit baie in troues. Gebruik hulle hierdie skrif baie. Maar as twee mense saamgaan, as ons nou hier na die kerk, gaan ons nou hier buite koffie drink. Het ons met iemand 'n ooreenkoms aangegaan, is ek reg? Jy het met iemand gesê, hoorie, dis 'n date. Dis 'n date, ons sien julle nou. Ons gaan hier buite wees. Dis 'n ooreenkoms wat jy aangaan. Nou sê hy hierso, if do two walk together except they make an appointment that have agreed. Hulle het ooreengekom om dit te doen. Die enigste ouens met wie jy nie agree nie is die polisie jou jaag. Dan moet jy maar doen wat hulle sê. Dis wat dit is. Maar ek het vandag 'n boodskap van die koning van die konings vir elkeen nie. Maar dit gaan jou lewe verander. So bly by my. Elke dag, elke minuut van jou lewe gaan jy ooreenkomste aan. Every moment of every day, there is an agreement forming. Positive or negative? 'n Agreement wat opbou of een wat jou afbreek. Dit hang af van die agreement wat jy aangegaan het. Jy moet verstaan, hierdie is jou besluit. Daai ooreenkoms wat jy aangaan, die kontrak wat jy teken is jou besluit. Niemand dwing jou om dit te doen nie. Dis 'n besluit wat jy neem in jou gedagtes. Daar's baie invloede, verseker, van al die kante af, wat dit doen. Kyk gou hierso, Lukas 16:13 in die Passion sê dit so mooi. Hy sê, it is impossible for a person to serve two masters at the same time. You will be forced to love one and reject the other. One master will be despised and the other will be your loyal devotion. It is no different with God and the wealth of this world. You must enthusiastically love one and definitely reject the other. Maak dit vir julle sin? Julle nou al gesien as jy rugby kyk, as dit wêreldbeker tyd is, dan is daar altyd iemand in die skare. En die TV is altyd op hom. Dan het hy 'n rugby trui aan. Een deel is die Springbokke, die een deel is die All Blacks. Hoe kan jy so verdeeld wees? Hoe kan jy so twee kante probeer doen? Want is lig teen duisternis. Ek speel net. Dit is so baie moeilik. Daar's 'n rede hoekom dit All Black is. Mag ek my nou hier oop? Hoor gou mooi. Baie keer is ons op daai plek. Hoekom doen jy dit? Hoekom sal mens so 'n trui aan hê? Want jy moet kompromie aangaan vir iemand saam jou. Dat die persoon nou nie uitvoel nie. Of laat daar nie 'n familierisie ontstaan nie, is ek reg. Dis al hoekom mense doen. Mense is polities korrek. Net om seker te maak, niemand kry nou seer nie in hierdie proses nie. Maar hier is die ding, jy kan nie lig en duisternis gelyktydig dien nie. Dis wat hy skrif sê, jy kan nie. Maar die beste van alles is, hoor nou mooi, en ek wil dit vir julle baie herhaal. Jy kan nie beide lig en duisternis in die heelal gelyktydig dien nie, en ook nie gereeld jou lojaliteit verander tussen hulle twee nie. Nou raak het diep. Ek kan nie, as dit my vandag pas, om in die wêreld te wees, en ek wil inwees by my chommies en my kollegas en goed, soos die wêreld optree nie. En môre as ek in die kerk en ons is baie heilig, dan is alles reg. Ek kan nie so optree nie. Ek het dit laas keer gesê en mense het my aangevat, ek gaan dit weer sê. Hier kom die tone trap. Jy kan nie vandag 'n Bybelversie post op sosiale media. Die Here is so goed vir jou en so goed. En môre is daar 'n nuwe foto van jou waar jy by 'n party is en sit met drank en sigarette en al daai goeders. En jy kan nie. Dis swart en wit. Dis swart en groen. Hoe verdeeld kan mens wees? Nou ek gaan vir julle die rede verduidelik hoekom. En hierdie is baie belangrik. Dis een van daai Jakobus 4 vers 4 in die Passion. Ek het hom nie op die bord nie. Hy sê, is julle reg?
Hou gou jou stoel so vas. You have become spiritual adulterers who are having an affair, an unholy relationship with the world. Kan ons gou weer gaan. You have become spiritual adulterers who are having an affair, an unholy relationship with the world. Don't you know that flirting with the world's values places you at odds with God? Hier kom die punchline. Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's enemy. Wow. As jy vriend wil hê in die wêreld, as jy daai vriendskap aan die gang hou, is jy 'n vyand van God. Hoekom? Want God haat sonde. God haat die wêreldse stelsel. Nou vra mense my, pastoor, julle beleef die Here so teenwoordig en in jou binnekamer, hoekom nie ek nie? Ons die vraag altyd so mooi, is daar sonde? Is jy in God se wil in jou lewe? Want God gaan nie opdaag in jou plek om met jou verhouding te bou as jou saak nie reg is nie. Hy gaan opdaag om jou uit te sorg. Om vir jou te sê, kry klaar hiermee. Dis al hoe hy gaan opdaag. So mense mis dit so maklik. Kyk mooi, die skrif sê, whoever chooses to be the world's friend. Chooses beteken, jy het jou eie wil. Dis toe 'n keuse. Jy word nie gedwing nie. Ja, daar is goed soos groepsdruk. Daar is goed soos wêreldsdruk. Daar is goed soos sosiale media druk. Daar is soos invloede van buite af. Maar ek weet nie of julle gesien het nie, reg oor die wêreld begin mense nou standpunt inneem teen die bose. Lande, regerings kom en sê, ons staan hiervoor. Dis fantasties. Ek glo, maar julle hart, dis 'n voorloper vir herlewing. Reg oor die wêreld, want mense raak weer God bewus. So dis pyk, is fantasties, maar raai wat? Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Ek sê dit hier met groot respek. As jy vanmôre hier sit en jy glo nie in die wegraping nie, ek's baie jammer om te hoor. Maar weet jy wat? Die woord van die Here leer vir my, Jesus, koning van die konings, kom sy bruid haal. En die oomblik as dit gebeur, dan val hierdie wêreld in mekaar, en dan's daai vrede kon. Dan is dit weg. Dan is ons nie meer hierdie lande raak nou Christelik en als nie, dan is daai window of opportunity verby. So, dit gaan oor keuses wat 'n ou moet maak. Ek skryf dit hier, en ek gooi hom hier in. Jy kan nie, hoor mooi, jy kan nie, buite God se woord, en buite God se wil leef, en dan verwag, hy moet steeds sy woord en beloftes vir jou volbring nie. Hoor julle mooi? Jy kan nie maak wat jy wil nie. Jy kan nie buite God se woord leef nie. Jy kan nie aangaan soos jy aangaan nie. Jy kan nie in ooreenkomste met die vyand hê, terwyl jy in naam God dien nie, en dan kwaad raak, want die Here wil nie vir jou doen wat hy sê in sy woord nie. Die Here gaan nie teen sy woord gaan nie. Klaar. Ek sê vir julle, ons preek die evangelie soos hy moet wees. Regheid. Dis hoe dit werk. Dis die geestesrealm. So, julle almal ken die sê ding. Baie mense het daaroor gepreek. Die Here gaan nie sy woord verander vir jou sonde nie. Dis presies dit. Ja, maar dis 'n God van liefde. Ja. Hy het liefde gehad deur sy seun aan die kruis te laat sterf. Om vir jou die pad oop te maak. Om terug te kom by die Vader. Dis liefde, maar jy het nog steeds jou eie keuse. Dit raak stil, is goed, dit gaan in. Nou goed, hoor gou hierso, Romeine 12 vers 2 in die Passion sê, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you, sê gou empower. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Pastoor, hoekom sien ek nie die krag van die Here in my lewe nie? Want is jy ge-empower? Dit lyk nie so nie, pastoor. Goed, is jy van binne verander deur die Heilige Gees?
Ek weet nie, pastoor, nou werk daaraan. Werk daaraan. Want dit wat gaan jou empower, dit gaan jou in verhouding laat staan met die Gees van die Here, en dan kan jy doen wat jy moet doen. Dan gaan jy begin optree soos jy moet optree. Die riglyne is duidelik. Die woord van die Here het dit so duidelik gestel. Dis binne jou bereik, want die Here het dit vir jou moontlik gemaak. Al hierdie beloftes is binne jou bereik, maar daar's altyd 'n ding. Sonder die Gees van die Here is jy oopteken vandag. Jy gaan mislei word. Ek kan jou nou al sê. As jy gawes van die Gees nie deur jou werk nie, gaan jy mislei word. Baie van ons is gevang met schemes. Baie van ons is al ingedoen aanlyn. Baie van ons het al geld verloor aanlyn. Baie keer weet jy die Here sê vir jou, moenie dit nou doen nie. Maar jy wil daai ding hê en dan doen jy dit en dan weg is die spaarvarkie ook. Ons het dit gedoen. As die Here sê, ken my in al jou weë, dan bedoel hy in al jou weë. In al sy weë. Ken hom daarin. So dit is belangrik dat hy dit doen. Maar kyk nou hierdie skrif. Nou hier kom ons nou by laas Sondag se boodskap. Kyk gou hierdie skrif. 2 Korintiërs 6:16. What agreement can there be between a temple of God and idols? For we are the temple of the living God. Gees van die Here woon in ons. Jy's die tempel van God. Nou kom ons by heiligmaking. Nou kom ons by al daai goed. Nee, wat nou mooi. Even as God said, I will dwell in and with and among them. And I will walk in and with and among them. And I will be their God and they shall be my people. Kyk gou die detail hierin. I will dwell in and with and among. Wow, daar's die hele funksie van die Heilige Gees. Dis nie net ietsie in jou nie. Dis iets rondom jou. Dis iets saam met jou. So jy dra die Gees van die Here saam met jou waar jy beweeg, verseker. Maar nou moet jy in lyn wees met God se woord. Onthou, ek het dit baie al gesê in baie van die kursusse wat ons doen. Die geesteswêreld, die donker kant, sien nie lig in jou. Hulle sien nie op 'n afstand. Hulle weet of die vlam binne in jou laag brand en of dit 'n groot vlam is. Dadelik. Hulle kan dadelik sien wat jou verhouding met die Here is. Dadelik. Maar nou sê hy, die Gees dwell, en dan sê hy later, walk. In you, with you, and among you. 3 verskillende vlakke. Hier's verhouding met die Here, baie meer. Nou hier's die grootste ding wat die Here haat met 'n passie. Ons noem dit dubbelhartigheid. Ken julle dubbelhartigheid? Ken julle dit as iemand een ding sê en 'n ander ding doen? Ken julle dit as iemand een ding voorgee en 'n ander ding lewe? Ons almal het daai voorbeelde. Ons kan boeke skryf. Ons kom al 'n paadjie in die lewe. Maar hoor gou hierdie definisie. Dis vir my so mooi. Ons noem dit die mooi weersvriende syndroom. Het jy al daai gehoor? Dis 'n nuwe siekte, hoor. Hy het nou uitgekom, maar hoor gou hierdie definisie. Double-hearted or double-minded describes a person who is deceitful, treacherous, or has conflicting loyalties, meaning they are insincere or hypocritical. It suggests having a false heart, pretending to hold one set of beliefs or feelings while acting on another. Dis dubbelhartigheid. Nou, hy is nie op die skerm nie, ek lees hom vir julle. Jakobus 4 vers 8 in die Amplified. Come close to God with contrite heart. Nader tot God, se reg, nee. And he will come close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. As jy 'n verhouding met God wil hê, regtig, lewende verhouding, moet jy skoon kom. Moet jy leeg kom van al die agreements met die wêreld wat jy gemaak het. Moet jy loskom van al die kompromieë wat jy aangegaan het met die wêreld. Hoor gou hier, the longer you entertain what is not for you, the longer you postpone what is. As jy jou laat besig hou
deur die wêreld, deur goed van die duiwel, deur die invloede wat hy het op jou, gaan dit net jou roeping op jou lewe uitstel. Dit gaan dit maar net uitstel. Weet jy, ek het met soveel mense wat ons gesels, en veral ons senior mense, jy sit met mense in hulle 80s, begin 90s, dan was hulle in die bediening. Praat jy met hulle, en sê ek, wat sou hulle anders doen? Dan baie van hulle, so sê 3/4 van hulle, sal vir jou sê, ons wens, ons het vroeër in ons loopbaan, in ons bedieningsloopbaan, die krag van God regtig ontdek. Want ons het die krag van God ontdek hier in ons laat jare, hier amper in beseringstyd. En die energie was nie meer daar nie. Ons kon nie meer doen wat ons wou doen nie. Ons wens ons kon dit vroeër gedoen het. Dan vra ek die volgende vraag, dan sê ek, goed, maar hoekom nie? Wat het gebeur? Hoekom het hulle dit nie vroeër ontdek nie? Nie, dis hartseer. Dan sê hulle vir my, ons was vasgehou deur sisteme. Ons was vasgehou deur godsdienstigheid, deur dogmas, deur tradisies. Jy mag nie, en dit en dat en dat. Terwyl dan nêrens verhouding met God gepredik was nie. Dit is so hartseer. Dit is so hartseer. Maar dit is wat gebeur. Dis hoekom mense dit verloor, as hulle eenmaal gevul was met die Heilige Gees, spreek in taal, dan verloor hulle dit. Want die sisteme maak dat jou koppie hardloop, en jy wil 'n ding uitredeneer, en jy wil dit verstaan, terwyl verhouding is geloof. Verhouding is om by mekaar uit te kom. Nou, hierdie riglyne wat ek nou vir julle genoem het, is baie duidelik. Dis regtig baie duidelik. Nou, hier kom ons nou. Job 22 vers 21 in die English Standard Version. Jo. Agree with God and be at peace, thereby good will come to you. Die Afrikaans sê, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê, daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Hierdie is nie karma nie. Hoor nou mooi, hierdie is nie karma nie, dis die woord van God. Dis 'n beginsel uit die woord uit, wat sê, sluit vriendskap met my. Hê vrede, en dan gaan hierdie goed jou pad langs kom. Die Here is besig om met julle te onderhandel vanmôre, en julle gaan hom nou hoor. Watter van hierdie 6 verhoudings, ooreenkomste, weerspieël jou verhouding met God? Dink gou 'n bietjie. Ons praat daarmos van vennootskap, ons praat van allegiance, ons praat van vertrouensverhouding, ons praat van pact, ons praat van verbond. Watter? All of the above. Almal. Daarom is dit belangrik dat jy moet verstaan wat hier aangaan. Jy moet verstaan hoe dit by mekaar kom. Hoor gou. Being in agreement with God means aligning your thoughts, your words, and actions with His will and His word all the time. Nie net as dit jou pas nie. All the time. Ek lees dit weer. Being in agreement with God means aligning your thoughts, words, and actions with His will and word all the time, rather than with circumstances or personal desires. It involves trusting God's promises, maintaining a thankful attitude, and obeying His commands, which fosters peace, spiritual victory, and purposeful living. Jy moet onderwerp aan God. Dan is jy in agreement met hom. Dan kom jy eers op die plek waar jy kan staatmaak op al sy beloftes. Nou hier is die ding. Jy kom by agreement uit. Weet jy hoeveel keer, en ek sê dit met groot respek, hoor nou mooi. As jy vanoggend in die plek sit, hoor die stem van die Here. Hoeveel keer sal iemand by my kom en sê, pastoor, ek's nou klaar met hierdie verslag. Dis nou klaar, dis nou verby, nou. Sê ek vir hulle goed, ons eer daai besluit en alles, ons werk saam met hulle, maar somehow hier binne in jou uit ondervinding weet jy, môre swaai ons weer terug. Dis hoe dit werk. Maar hier is die ding, agreement is 'n aksie. Dis nie net woordjies wat jy sê nie.
Dis nie net ietsie wat jy post nie. Dis 'n aksie, 'n doelbewuste aksie. Dit gaan oor, dan kom jy by obedience. Jy kom by conform uit. Jy kom by 'n plek waar jy 100% afhanklik raak van die Here, maar gehoorsaam is. Jy verander jou lewe. Hoe meet jy vrugteboom? Ons sê vrug. Is ek reg? Nie aan die wurms nie, nie aan die torre nie. Ons sê vrug. Daarom moet jy in obedience kom en jy moet conform. Die oomblik as dit gebeur, is daar alignment. Dis wat ons nou net gelees het. Daar's aligning your thoughts en alles. Nou word dit 'n lewenswyse. Nou raak dit makliker. En dan die derde ding is, nou kom jy eers by die beloftes van God uit. Nou begin jy beweeg in krag. Jy begin beweeg in autoriteit. Jy begin beweeg in jou roeping. Dis vanmôre mense in hierdie plek. Jy het 'n roeping op jou lewe. Jy het 'n roeping gehad jare terug. Jy het dit laat staan. Jy het gedink is nie vir jou nie. Jy het gedink jy's nie goed genoeg nie. Die Here sê vanoggend vir jou, ek het jou nodig. Ek het jou nodig. Come just as you are. Die Here wil dit draai vandag, want dit gaan oor die kompromie wat aangegaan is. So hierdie is 'n baie interessante ding. Agreement with God takes time. Quality time, but get rid of your compromises. Agreement with God is relational, not a tick sheet. Nie 5 stappe van dit en 7 stappe van dit en. Dis 'n goeie riglyn. Maar dit is 'n verhouding. En in 'n verhouding, jy in 'n verhouding is en jy wil die hele tyd praat. En die ander party kan nie praat nie, gaan die verhouding werk. Jy gaan nie werk nie. Ons moet aanpas by mekaar. Ja, stil. Agreement with God calls for character. Yours. Jou karakter moet verander. Jou karakter moet aanpas. Hierdie willetjie van jouself. Hierdie kleurprofiel wat jy het, man. Luister gou. As jy in lyn kom met die woord van God, dan raak kleurprofiele laer prioriteit. Want jy is ondergeskik aan die gees van die Here. So, daai goed moet in lyn kom, dis deel van karakter. It prioritizes love. Dis daai invalshoek wat jy het met mense. Jy kan die woord van God verkondig. Jy kan ouens plat slaan met die Bybel, maar het gaan niks bereik nie. As jy dit nie in liefde kan doen nie, werk jy teen die Here. Al is dit sy woord. Want jy moet in liefde werk, want die Heilige Gees werk in liefde, oortuigingskrag. So, align, kom by mekaar. Dit gebeur alles met agreement with God. En dan, agreement with God is a matter of heart. Nie systems nie. Nie publisiteit nie, nie bemarking nie. Dis 'n hart. Jou hart. Jou hart, wat in lyn daar moet kom. Begin afsluit. Hoekom? Hoekom moet ons in agreement kom met God? Hoekom moet ons op die plek kom wat ons sê, hierdie goed moet in plek val? Ek speel julle vra. Matteus 18:19 sê dit. Again I say to you, that if 2 believers on earth agree, that is, are of one mind in harmony, about anything that they ask. Nou stop ons net daar. Hier is die belangrikste van die hele vers. Within the will of God, it will be done for them by my Father in heaven. As 2 van ons saamstem oor enige saak, en ons twyfel nie, en ons is in harmonie, so daar's 'n ooreenkoms tussen my en hierdie maatjie van my, mede-gelowige, dan sal dit gebeur, as dit in die wil van God is. Almal mis dit. As dit in die wil van God is, dan kan dit gebeur. Nou, daai selfe beginsel gee vir jou 'n unfair advantage, is ek reg? Want jy kan nou 'n maatjie saam met jou vat, ons stem saam, ons is in die wil van God, nou die duiwel nie 'n kans nie. So dis 'n unfair advantage, maar ons was lekker. Om kind van God te wees is nie net moeilik nie. Dis nie net maanskyn en rose nie, is dit so? Ons almal sal getuig daarvan. Maar weet jy, daar is perks. En hier is een van die perks. Want jy het 'n hotline na die Vader toe.
Nou, belangrik om hier te weet, dis 'n Bybelse beginsel van agreement. As ons saam staan. 1 verdryf 1000. 2 verdryf 10.000. Dis 'n Bybelse beginsel wat ons toepas. Nou hierdie skrifgedeelte sê two believers. Ek glo, dieselfde beginsel geld tussen my en God. As ek en God saamstem oor enige saak, en is in sy wil, dit sal in sy wil wees, want jy en hy is saam in 'n agreement, sal enigiets moontlik wees. So wat gebeur? Jou partner, jou vernoot, raak die perfekte vernoot. Die een wat jou nooit sal indoen nie. Die een wat nooit jou geld gaan steel of goed gaan verduister nie. Dis wie hy is. Dis God se belofte, dis op sy terme. Dis die kruks van die saak. Die derde persoon met wie hy agreements aangaan, is jouself. Baie mense wil in verhouding met die Here staan, in die tipe van dinge, maar hulle het nog nie eens 'n verhouding met hulle self nie. Weet jy hoe moeilik is dit? Ek sê dit vir soveel mense, as die koning van die konings jou kan vergewe van jou verlede, dit uitwis en hy dink nooit weer daaraan nie, hoe kan jy dit in jouself hou? Met goeie Afrikaans uit 'n seunskool uit, wie dink jy is jy? Want dood eenvoudig, as die Here my vergewe het, bestaan dit mos nie meer nie. As ek myself nie kan vergewe nie, dan het ek 'n agreement met wie? Met die duiwel. Want hy onthou net jou verlede, onthou dis al wat hy het. Hy ken nie jou toekoms nie, die Here ken jou toekoms. So jy gaan 'n agreement aan met die duiwel, sonder dat jy dit besef, want jy sê dit. Jy glo dit. En dit is 'n harde woord wat ek vandag vir jou sê, so ek gooi hierdie vir jou in. Gooi my maar met klippe, enigiets is fyn. Hoor gou vir my. Ons kom 'n lang pad, mense kom 'n lang pad, hulle loop 'n pad met die Here, maar weet jy, vir jouself, sluit dit in, kom bietjie oor jouself. Daar's 'n temperamentspersoonlikheid wat sê, bou 'n bruggie en kom maar oor. Nou dis nie so erg nie, maar kom bietjie oor jouself. Ek daag jou uit, kinderlik, ek's 'n praktiese mens, kinderlik, gaan staan voor die spieël. Nou kyk jy jouself in die oë. Dan sê jy vir jouself, jy ruk jouself reg. Wat verby is by. Here het my vergewe. Vergewe jouself. Vergewe jouself. Kyk wat gebeur. Kyk die skuif wat in die geesteswêreld kom. Hoekom? Want skielik verloor die vyand sy agreement met jou. Jou aksie skeer daai kontrak op. En hy haat dit met 'n passie. Maar jy moet verby dit kan kom. Is hier iemand in hierdie plek wat nog nooit foute gemaak het nie? Dis net die een met die wat nie arms het nie, ek weet dis hulle. Hulle kan nie nou oplig nie. Almal het foute gemaak. Die woord sê, almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons almal het foute. Ons almal kom deur moeilike dinge. Ons almal het ons eie agtergrond en ons eie opvoeding gehad en al die tipe van goed. Maar weet jy wat, hier is ons nog. Want die Here het ons deurgedra. Is heiligmaking, is verhouding met die Here. Kan jy dit klaarmaak en voltooi dat het perfek is op die aarde? Nooit. Dis 'n proses. Maar daar's 'n waarskuwing in. Daar's 'n waarskuwing in. Dis maklik vir die mens. Ek praat nou met mense, julle is mos mense. Dis maklik vir die mens om te sê, luister, hierdie is 'n proses. So daarom is daar 'n God van liefde. Hy gaan my toelaat om my tyd te vat. Die woord sê, pastoor, beproef alle dinge. Ek kom al 'n paar jaar, ek en die duiwel se 'n bietjie koppe stamp. So ek weet al hoe werk hy. So, hoekom wil jy tyd mors? Hoekom wil jy weer die wiele herontwerp? Hoekom wil jy nie by jou roeping uitkom nie? Want die Here het vir jou nodig, die tyd is min. Die tyd is min. So jy moet 'n bietjie oor jouself kom, jy moet deur dit werk. Hou op slagoffer speel. Baie mense gebruik slagofferskap, as jy so iets woord het, as 'n lekker verskoning. As 'n comfort zone. Ja, maar pastoor, al hierdie goed het met my gebeur. Ek sê, en?
Ja, maar pastoor, jy's harteloos. Ek sê, nee. Hoor gou mooi. Ek weet van skrif, waar daar vir Jesus gesê is, Here, ek sal die volg, ek wil net eers gou my ouers begrawe. Toe sê Jesus vir hom, dat die dooies begrawe, kom saam. Partykeer is daar net 'n reël, dis wat dit moet wees. Jy moet klaar kry met hierdie goed in jou lewe, so los die slagoffer storie uit. Jy sien, jy het nie nodig om 'n slagoffer te wees nie, want 'n slagoffer was gebruik vir offers. Jesus is ons offer. Permanente offers. Jy het nie nodig om hier 'n slagoffer te wees nie. Verwerp die leuns, gryp die waarheid. Dis nou net vir jouself, om 'n ooreenkoms met jouself aan te gaan. En dan, for once, make it a personal decision that will prevail. Nie vandag, Here, vandag gaan ek U dien. Verskriklik, ek soek U met die aangesig in my gebed en in my binnekamer, maar môre, as ek weet besig my chommies, dis dubbelhartigheid. Dis double-mindedness. Dis 'n gruwel vir die Here, want ongelukkig, as daar sonde is, staan die Here terug. Pastoor, maar die Here voel so ver van my af. Verstaan jy waaroor dit gaan? Ondersoek jouself, werk deur dit, van alle kante af. En dan, met die koning van die konings, 'n agreement met hom, erken, dat dit nie God se skuld was, in jou lewe nie. Erken dit bietjie. Ek dink jy moet bietjie eerlik wees met jouself. Kom in ooreenkoms, kom in 'n verhouding, come in agreement with the King of Kings. Walk in righteousness and power. Is die ding. Die koning van die konings. Ons het vanmôre gesing van ons soon coming King. Die week wat ek voorberei het, arresteer die Here my en hy sê, say to my people, they must come in agreement with me and me alone. Die Here sê in soveel woorde, kry klaar met jou kompromie, kry klaar met jou nonsens, jou sondes. Daar's nie meer tyd nie. Daar's nie meer tyd nie. Dit kan in 'n oomblik aan dinge verander. En ons praat nie nou eers van misdaad en al daai goed ook nie. Ons praat nie eers van die koms van die Here nie. In 'n oomblik. Ons soveel mense wat nou sterf van ongelukke. Soveel mense wat nou sterf van hartaanvalle. Ons in hulle 40's. Jy weet, dit so. Dinge gebeur so. Jy weet wat jy nou is, jy weet nie wat jy nou is nie. Jy weet nie of jy nog hier gaan wees nie. Daarom moet jy reg lewe. Jy moet voorbereid wees. En die Here sê, come in agreement with me. Want die Here wil deur jou werk. Julle het nou gesien daarso wat ons gesê het, waar die Here gesê het, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Weet jy, baie keer met ons vir mense bid, dan vra ek vir hulle, het julle vrede? Dan sê hulle glad nie. Ons slaap in die nag nie. Daar's te veel goed wat ons pla, daar's te veel goed wat gebeur, ek het te veel dinge op my brein, wat ek moet uitsorteer. En met ons saam, en ons sê, Here, gee vrede. Gee vrede, gee daai goed vir die Here, en herstel hulle vrede. Vrede gaan alle verstand te bowe. Die vrede van die Here. So kom in daai vrede in, met 'n agreement met die koning van die konings. Hoor gou hier. Verstaan net wat dit behels. Al 6 die goed. Partnership, allegiance, mutual understanding, relationship of trust, pact and a covenant. Almal is wat die Here doen. Hoor nou hier. As jy in agreement gaan met die Vader, as jy in agreement gaan met die Here, kry jy die perfekte bondgenoot. Hy het geen issues nie. Jy kry die perfekte vernoot, wat jou nie gaan besteel nie. Wat jou nie 'n rad voor die oog gaan dra nie. Wat nie gaan wegloop met jou besigheid nie. Jy kry die perfekte vriend, wat jou nooit in die steek gaan laat nie. Hy gaan altyd daar wees vir jou. Hy gaan altyd daar wees om jou deur te dra. Jou moeilikste tye gaan hy daar wees. Jou beste tye gaan hy daar wees. Die perfekte een, beter as enige aardse vriend. Die perfekte raadsman. Sal dit wonderlik wees om met 'n vernoot te sit en te vergader oor 'n besigheidsbesluit. En die raad wat die vernoot gee, is perfek. Dit sal mos soveel makliker wees. Dis in jou bereik. Hy gaan aan. Hy sê dis die perfekte
sterke God, wat jou beskerm, wat jou bewaar. Hy is die ewige Vader, jou vaderfiguur. Hy is die vredevors wat vir jou vrede bring. Hy is die oorwinnaar, oor alles. Hierdie is jou bondgenoot. Hierdie is die een met wie jy nou in agreement gaan. Hy is jou leidsman, hy is jou redder. Hy is jou geneesheer. Hy is jou advokaat. Hy wag vir jou. Hy wag vir jou. Luister gou. Het is maklik om dit te sê. Het is maklik, jy kry dokters uitspraak. As jy dit vat, as jy dit glo, op die verkeerde manier, is dit 'n agreement met wie? Met die vyand. As jy gaan sê, dokter, ek hoor wat jy sê, maar ek dien 'n God wat lewe, dan sê 'n agreement met die Here. So hier's 'n pertinente besluit om te neem. As jy gedruk word om 'n kompromie aan te gaan in jou lewe, ek daag jou uit. Kom op by punt wat jy sê, ek hoor julle alles, maar ek het 'n ooreenkoms met die Vader en ek weier om daai ooreenkoms te breek. Kyk wat gebeur. Hulle gaan jou spot, hulle gaan baie oor jou sê, maar 'n paar dae of 'n paar maande later kom hulle jou te hulp. Want jy het die antwoord. Hulle het dit nie. Hulle soek tydelike oplossings. Ek wil jou uitnooi vandag. Ek wil jou uitdaag en vir jou sê, kry klaar met die goed wat jou tyd steel. Kry klaar met die goed wat jou besig hou. Kom met die Here uit. Kom met, ek sê nie nou, gaan nou na 'n klooster toe en sulke goed nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here sê in sy woord, ek en jy is die sout. Soos in hierdie wêreld, ons is die sout. So jy moet sout wees. Baie keer is jy in 'n werksopset in 'n kantoor waar jy nie wil wees nie. Maar baie keer moet jy net die sout wees. Dis dalk net 'n seisoen. Later, dan kom dit deur en dan gaan die Here vir jou wys wat het gebeur. Hoekom was jy daar? Wat was die rede? Ek sluit af vandag en ek wil hierdie vir julle sê. Hoor gou mooi. Die koning van die konings sê, I want to have an agreement with you. A binding agreement, never failing agreement. Maar jy moet bereid wees. Hy het een deel van die agreement wat hy gaan doen. En ek kan jou waarborg, hy is getrou. Ek kan jou waarborg, hy gaan sy kant bring. Dit gaan oor of jy jou kant bring. Dit bepaal jou geestelike hoogte. Dit bepaal hoe diep jou verhouding met die Here is.